vanoggend moes ek voorberei vir 'n diens wat ek vanmiddag sou bring daar in Danville. En ek vra die Here, waaroor moet ek praat? En hy gee my een woord, sterk man. En onmiddellik weet ek waaroor wil die Here hê moet ek praat, en ek begin om mee te werk en ek gaan lewer hierdie woord. En die Heilige Gees begin te vloei. En ek kan sien dit raak die mense aan. En toe ek hulle vra om hulle hande op te steek 60 mense steek hulle hande op. En na die tyd begin iemand wat in 'n rolstoel gesit het, begin met my te praat en hy begin vir ons te bid. En ek dink, okay, dis baie nice van hom. Ek hoor toe eens na die tyd dat die man wat in die rolstoel gesit het nog nooit voorheen kon praat nie. En ek besef net daar en dan dat maar die Heilige Gees het dan ongelooflik nou gewerk. En hierdie is so 'n diep boodskap, wat so 'n diep waarheid nou uit ons in hierdie tyd waarin ons nou sit, wat vir ons so openbaar, dat ek moet dit met julle deel. Ek moet hierdie opname maak en ek wil graag die boodskap met julle deel. En ek lees vir ons uit Lukas 11 vers 21, wanneer 'n sterk man wat goed gewapend is sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Dit is dit nie die waarheid nie. Wanneer jy jou huis gaan bewaak, dan is jou huis in veiligheid. Jy pas jou huis elke dag op en jy mag seker dat niemand by jou inbreek nie, dat niemand by jou steel nie. Jy pas jou besittings op. Hoor wat sê vers 22, maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het en deel sy byt uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. It's like it. En die Here bring vir my 'n boodskap en hy sê vir ons, maar jy weet wat, jy is die priester van jou huis. En jy is nie die priester van jou huis nie, jy is die priester van jou tempel. En jy is daai sterk man in jou familie. Jy is wat moet sterk staan. En hier kom COVID-19 en ons is almal in afsondering. En die lewe raak moeg en tam. En naderhand weet ons nie meer wat kan toe nie. En jy raak naderhand is jy nie meer daai sterk man nie. Ek kon sien hoe die lewe uit mense uitgaan gedurende hierdie afsonderingstydperk, wat hulle net meer vrede in hulle hart het nie, waar daar nie meer liefde is nie. Want jy sien wat gebeur is, die duiwel kom, en hy kom om jou te steel, en omdat jy nie meer sterk staan nie, kry hy dit reg om jou te oorval, hy kry dit reg om jou te bind, en dan vat hy alles van jou, hy steel jou liefde, hy steel jou vrede, hy steel jou finansies, hy steel jou werk, hy steel jou inkomste, hy steel alles by jou, en hy los jou met niks, hy los jou met 'n gemoedsrus wat gebreek is, hy los jou in ellende, en hy los jou sonder hoop. En ek wil vandag vir julle sê dat die grootste probleem met dit is omdat ons nie ons krag in die Here Jesus Christus vind nie. Filippense 4 vers 13 sê vir ons dat ons is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Jy sien, ons vat al die omstandighede op onsself. Ons raak so gewoond aan die lewe wat maar dit is maar net hoe dit is. Ons raak gewoond aan 'n lewe van sukkel. Ons raak gewoond aan 'n lewe van armoede. Dat dit naderhand nie eens meer snaaks is nie. So toe COVID-19 gebeur het almal dit maar net aanvaar. En almal het maar net gesê, dis nou maar reg. Ons gaan nou maar sukkel, en ons sal hier deurkom. En jy vat hierdie omstandighede, en hierdie omstandighede raak jou challenge, dit raak jou na in die hart. Dit begin jou vrede by jou wegsteel. En jy, as sterk man van jou huis, word gebind deur die omstandighede, word gebind deur vrees, en jy verloor alles. Jy kom uit hierdie omstandighede uit, en jy is 'n gebroke mens. En jy weet nie meer waarna toe om te gaan nie. Ek wil vir julle iets demonstreer. Ek het my 2 seuns gevra om my te help. Kom gou vir my nader. Kyk wat gebeur. Ons gebruik tape, maar hier is eintlik tou. Staan vir my 'n bietjie nader dat die kamera julle mooi opvang. Ek wil bind hom gou vir my een keer vas. Hier is nou jou normale omstandighede van die lewe. Kyk. Waar is jy gewees voor COVID-19? Breek vir my gou daardie reghard. Dit's maklik. Jy sien, jy kon nog cope met jou omstandighede. Nou ek wil gou vir julle iets sê. Die Here Jesus Christus was nie as jy betrokke gewees nie, want jy het nog glad nie op hom staat gemaak nie. Jy het nog alles op jou eie gedoen. Jakkie, bind hom gou vir my nog 2 keer. Sy. Nou sy 2 keer om. Kom ons breek hom daar af. Reghard, kyk of jy hom kan breek. So nou raak dit bietjie moeiliker. Jy sien, daar kom nou bekommernisse by. COVID-19 breek af, dis afsondering, maar hy kom nog steeds vry. Jy sien,
Weer eens, hy doen dit uit sy eie uit. Jaco, probeer dit weer. 3 keer. Maak dit sommer 4 keer. 1 keer vir vrees, 1 keer vir finansiële. Finansies wat nie meer daar is nie. 1 keer vir die afsondering, die eensaamheid. Breek hom, nie uit hom uit nie. Jy sien, hy wikkel homself uit, dat hy probeer slim raak. Jy sien, en dis so ironies, want dis wat ons probeer doen. Ons probeer onsself uit omstandighede uitwikkel. Jy is nou in afsondering gewees, jy het nie finansies ingekry, daar was nie salaris nie, en jy probeer jouself nog steeds uit hierdie omstandighede uitwikkel. So na die tyd, jy omstandighede nog steeds daar, is nog nie gebreek nie. Jy het net probeer uitkom, en jy doen alles uit jou eie uit. Maak hom 5 keer vas, want ons kyk of hy kan loskom. Sien hom 'n bietjie. Dit is 'n polse breek. Nou breek dit vir my, moenie daar uitkom nie, breek hom vir my. Kry jy dit reg? En dis wat sies wat met ons gebeur. Die sterk man, kom hierso. Die sterk man kom in ons huis in en hy bind ons. En dan kom hy en hy steel ons vreugde. Hy steel ons vrede. Hy raak ons sakke, hy steel ons finansies. En jou hart raak bedroef. Jou hart raak gevul met vrees. En jy verloor jou hoop. En jy sê, jy gaan jouself nie uit hierdie situasie uit kan kry nie. As hy lank genoeg gaan probeer, gaan hy dit reg kry. Maar jy het iemand nodig om jou te help. Jy het iemand wat na jou toe kom en sê, jy's my vriend, kom ek help jou. Ek gaan jou hier losmaak. En ek gaan jou uit die omstandighede uit help. En dan het jy 'n vriend nodig wat sê, jy's maar kom ons breek en ons verpletter alles. Ons breek hierdie binding, wat jy so vaspind, breek ons. En wie is hierdie vriend wat jy nodig het? Jy het 'n vriend in Jesus Christus. Jy het vir Jesus nodig. Dankie julle, julle kan van weer daar gaan staan. Jy het 'n vriend nodig en daai vriend is Jesus Christus. Ons kan nie sonder die Here verder vorentoe gaan en vorentoe beweeg nie. Ons is nou in 'n tydperk waar afsondering nog steeds plaasvind. Dit word net op so 'n manier gemanipuleer dat daar gaan nog steeds mense onder. Daar sit nog steeds mense sonder werk. Daar sit nog steeds mense sonder finansies. Mense verloor hulle besighede, goed gaan onder. En daai sterk man wat jy was voorheen, is gebind. En jy is besig om alles te verloor. En dit gaan nie saak maak hoe jy daar gaan probeer uitkom nie. Jy het gesien, hy het sy eie uitkom, hy daar uitwikkel. En nog altyd kon jy uit al hierdie probleme uitkom, maar vir die eerste keer is meeste van hierdie probleme uit jou hande uit. Dit word deur 'n regering beheer wat nie verstaan wat aangaan in die wêreld nie, wat nie omgee vir jou welbehae nie. En jy kan jou nie uit hierdie omstandighede wikkel nie. Jy's in dit. Jou besigheid gaan onder en jy kan niks doen om dit te red nie. Want jy mag nie hom oopmaak nie, want jy's in afsondering. Daar's 'n virus, daar's 'n pandemie. En die vrees oorpak jou. En jy weet nie eens hoe jy vir jou familie kan sorg nie. Jy weet nie eens wanneer dit gaan stop nie. Waar gaan jou volgende maaltyd vandaan kom nie? Jy's gebind en jy besef nie dat jy kan nie uit jou eie uit loskom nie. Jy het die Here Jesus Christus nodig in jou lewe. Dit is tyd vir jou om 'n besluit te neem. Dit is tyd vir jou om die Here Jesus aan te neem. Dit is tyd vir jou om te sê, Here, hier is ek. Ek het nou probeer om myself los te maak. Ek het probeer om uit hierdie omstandighede uit te kom. Here, maar ek het gefaal. Here, ek kon dit nie regkry nie. Vader, nou gaan ek dit oorgee in U hande, Here. Maak my weer die sterk man van my huis. Maak my weer die priester van my huis. Maak my weer die priester van my tempel, Here. Help my om dit te restoreer. Help my om dit wat ek verloor het weer terug te win. Die woord sê vir jou, wanneer jy na die Here toe gaan en 'n dief kom en kom steel by jou, kan jy 7voudig keer terug eis. En dit sal so wees. Maar jy moet in Christus gevestig wees. Jy moet die Here Jesus Christus aanneem. Jy moet hom volg. Jy moet hom jou alles maak. Vind hom in al jou weë. Hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. En slegs dan sal jy die krag hê om uit jou bindings te kan breek. Sal jy die krag hê om die kettinge te kan breek. Want jou krag kom nie uit jou vlees nie. Jou krag kom uit jou gees. Dit kom van ons Here Jesus Christus. Jy is tot alles in staat deur die Here Jesus Christus. Halleluja. Wat jou die krag gee. En dit is my boodskap vir julle. Die sterk man. Jy is daai sterk man in 'n huis. En jy word gebind. Daar word by jou gebyt. Daar word by jou gevat. Jy moet 'n besluit neem vandag.
Gaan jy aanhou dat dit gebeur? Gaan jy aanhou dat die duiwel by jou steel? Gaan jy aanhou dat die duiwel maak dat jy in honger moet lewe? Gaan jy aanhou dat die duiwel maak dat jy in vrees moet lewe? Of gaan jy vandag net hier staan en sê, tot hier toe en nie verder nie, ek sit my voet neer. Die Here gee my autoriteit om op slang en skorpioene te trap. En ek trap vandag op jou duiwel. Ek is vandag die sterk man, nie omdat ek sterk is in vlees nie, maar omdat ek die Here Jesus Christus in my hart het, omdat die God wat in my woon, groter is as hy wat in die wêreld is. Here, kom woon in my. Here, word deel van my. Here, help my om dit wat ek verloor het, terug te win, in die naam van Jesus Christus. En daai besluit, dis vrye wil, dit lê by jou. Maar broers en susters, ek wil vandag vir julle sê, dat as julle daai besluit gaan neem, en jy laat die Here toe, om in jou lewe weer te werk, jy laat dit toe, om die Heilige Gees, sodat hy jou kan lei, dan sal jy nie weer voor 'n deur staan, waar jy nie weet waar jou volgende maaltyd vandaan kom nie. Want die Here Jesus Christus sorg, die Here Jesus Christus voorsien, en hy voorsien aan al sy kinders. As die Here vir 'n mossie sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, vir ons as kinders nie. En dit is die gedagte wat ons moet onthou. Dit is die gedagte wat ons vanaand saam met ons moet vat. En die besluit is, wil ons Here in ons lewe toelaat of nie? Kan ons dit nog steeds sonder hom doen? Gaan ons onsself nog steeds uit hierdie COVID-19 situasie probeer wikkel, deur te scheme, te wheel en te deal? Dit gaan nie werk nie. Ons het die Here nodig. En hoe vinniger jy dit gaan besluit, hoe beter af gaan jy wees. Maar dit hang van jou af. Dit hang van jou as individu af. Jy moet daai besluit neem. Ek kan dit nie namens jou maak nie. Neem die Here Jesus Christus vandag aan en word die sterk man in jou huis weer. Kom ons buig die hoofde en ons sluit ons af met gebed. Here, ons is dankbaar, Vader. Dankbaar vir wat U doen in ons lewe, Here. Dankie, Here, dat ons die priester van ons huis weer kan word, Here. Dat ons weer die sterk man kan word, want in U is ons tot alles in staat. Here, help ons. Lei ons vorentoe, Here, sodat ons in U sterk kan wees, Here, dat ons nie meer voor hierdie deur staan waar ons gebind word deur 'n ander sterk man, wat als by ons byt nie, Here, wat ons oorrompel in die nag, wat ons steel nie. Soos in Johannes 10:10 sê, die dief kom te slag, te steel en te verwoes. Here, beskerm ons daarteen, Vader. Vader, ons maak ons harte vir U oop, Here, word deel van ons lewe, Here. Laat Jesus in ons kom woon en mag die Heilige Gees elkeen van julle lei. Mag ons op 'n pad kom waar die Here vir ons klaar neergelê het, wat klaar vir ons gelyk gemaak is, Here, sodat ons in oorwinning kan kom in die naam van Jesus Christus. Here, ons roep U naam uit. Dankie, Abba Vader, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U woord, Here, wat ons lei, wat ons beskerm en wat ons toerus, Here, om hierdie stryd te kan aanvat, Here. Hier waar ons nog steeds in afsondering is, Here, dat U ons sal help, Vader, om hier deur te kom, Here. Dat ons nie verder 'n besitting sal moet afgee nie, Here. Dat ons nie verder grondgebied sal moet afstaan, Here, aan die bose aanvalle van die duiwel nie, Here. Ons sit ons voete vandag neer, Here, ons sê dankie. Dankie, Here, dat U is in beheer, Vader. U is in beheer van my lewe en U is in beheer van elkeen wat luister se lewe, Here. Ons neem U aan, Here. Kom woon in ons harte, Vader. En dankie, Here, vir U liefde. Dankie vir vrede en vreugde wat U in ons mee vul, Vader. Here, en dit is my gebed vir almal in Jesus naam. Amen en amen. Julle moet 'n geweldige, wonderlike aand verder hê. En ek hoop regtig die boodskap was vir jou gewees. As dit nie vir jou was nie, share dit met 'n vriend en moenie ophou deel nie. Deel hierdie woord met, want daar buite is iemand wat dit moet hoor. Daar buite is iemand wat besig is om beroof te word, wat besig is om alles te verloor. En hy besef nie dat hy is gebind nie. Hy besef nie hy gaan nie daaruit kan kom nie. Hy het die Here nodig om hom daaruit te help. En hierdie boodskap is spesifiek vir hulle. Stuur die boodskap aan. Verkondig die woord van God. Ek sê vir julle baie dankie. My naam is Konrad en ek is van More Worship. Gaan soek ons op Facebook en gaan like ons, gaan share ons en volg ons. En dankie dat ek tyd by jou kon kry, dat jy na my luister.